Goeiemôre vriende, wat 'n wonderlike voorreg om u vanmôre weer te groet in die naam van ons dierbare Heiland en Verlosser Jesus Christus. Dankbaar teenoor die Here dat ons weet vir hulle wat God liefhet, werk alles ten goeie mee. Vir hulle wat na sy voorneme geroep is en kan ons ook in daardie sekerheid lewe dat ook in ons lewe alles ten goeie sal meewerk omdat ons die Here Jesus Christus liefhet. Ons het hom lief omdat hy ons eerste lief gehad het. Wat 'n voorreg om hierdie genade te smaak op hierdie aarde en mag ons ook eendag dan in sy heerlikheid om vir ewig loof en prys. En ons is tans besig met 'n kort reeksie boodskappe wat handel oor die gedagte van die wil van die Here vir my lewe en in my besluitneming. Nou ons is by ons 4de boodskap vriende en ons wil net vir u noem dat die sleutelvers waaroor ons praat is Efesiërs 5:17. Die Bybel leer vir ons daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Met ander woorde, ons kan alleen verstaan wat die wil van die Here is as ons deur die woord van die Here gelei word, deur die woord van die Here gevorm word en deur die woord van die Here met wysheid bekragtig word. Ek het vir julle al reeds gesê in hierdie boodskappe wat verby is dat Kolossense 1 vers 9 en 10 sê vir ons, daarom hou ons ook nie op nie van die dag af wat ons het gehoor het, om vir julle te bid en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig, sodat julle waardiglik voor hom mag wandel, om hom in alles te behaag en julle in elke goeie werk vrug mag dra en in die kennis van God mag groei. Vir u gesê vriende dat ons moet nie die wil van die Here gaan soek nie. Die Here steek nie sy wil vir ons weg en hy speel hide and seek met ons nie. Die Bybel sê eerder ons moet verstaan wat die wil van die Here is. Hoe verstaan ons wat die wil van die Here is? En ons gaan vanmôre 'n bietjie kyk daarna, want u sien daar is verkeerde of gewaagde metodes waarna ons gekyk het wat mense dan implementeer om sogenaamd te kyk wat die wil van die Here vir hulle lewe is. Ons het gekyk na die lucky dip metode, mense wat die Bybel oopmaak en hulle vinger op 'n vers druk en sê, dis wat die Here vir my gesê het, wat ek moet doen. Ons het gehoor 'n woord van God van ander mense en hoe dikwels mense die Bybel verruil vir 'n woord van ander mense. Ons het gesien uit die lewe van Gideon, innerlike indrukke, soek na tekens en drome, wat eintlik maar 'n teken van ongeloof is. En dan omstandighede en oop deure, wat nie altyd noodwendig binne die wil van die Here is nie, en as ons oop deure ontvang, kan ons dikwels teestand ontvang, soos ons ook gesien het uit die gedagte, en dan die persoonlike begeertes, wat ons dikwels het, en daarom forceer ons 'n ding in 'n rigting, en sê dan die Here het gewil dat hierdie ding oor my pad kom, dat ek hierdie huis, hierdie kar, hierdie vrou moet kry, en later as die ding suur draai, dan sê ons nee, dis die Here wat vir my gesê het. En dikwels het ons maar nog steeds die Adam en Eva syndroom, waar ons nie skuld vir onsself wil neem nie, maar altyd die Here wil blameer. Daarom wil ek vanmôre begin deur u te begelei met 'n paar gedagtes uit die woord wat ons kan doen om 'n beter besluit te maak binne die wil van die Here sodat ons die Here welbehaaglik kan wees. U moet onthou, elke aksie het 'n reaksie, elke besluit het 'n gevolg. Ons weet dat as ons 'n besluit maak en dit is nie in die wil van die Here vir ons lewe nie, dat ons die gevolge daarvan sal dra. Ja, die Here laat dit ook ten goeie meewerk, ons weet dit. Maar ag, vriende, ek het ook in my eie lewe al gesmaak en gesien, dat ek soms half oor kop 'n besluit gemaak het, en soms finansiëel in 'n krisis sit, of baie keer in 'n krisis sit met mense, en dan besef ek moes eerder gewag het, want die Bybel sê vir ons, dat hy wat glo, sal nie haastig wees nie. So kom ons kyk vandag na 'n paar gedagtes, om u en my te spaar van baie pyn en hartseer in ons lewe. Die eerste gedagte is, ek moet gered wees en heilig lewe. Dit is 'n voorvereiste om werklik te verstaan en beter te verstaan wat die wil van die Here vir my lewe is. Die Bybel is baie duidelik daaroor, vriende, dat as ons aan die Here behoort, het ons die Gees van God ontvang. En hierdie Gees wat in ons woon, is die Gees wat ons ook met wysheid bekragtig, sodat ons met wysheid besluite kan maak. U sien, ongeredde mense gee nie om wat die Here sê oor hulle besluite nie. 'n Kind van God is ingestel daarop om te weet, dit wat ek doen, sal dit God welbehaaglik wees en sal dit binne sy wil wees. Ek het vir u weer gesê, daar is sekere makliker besluite en ander moeiliker besluite. Kom ons vat eenvoudig die voorbeeld, wanneer dit kom by die trou van 'n bepaalde persoon. As jy gered is, sê die Here baie duidelik, jy mag nie in 'n ongelyke juk trek nie. So as jy as geredde mens die skrif bestudeer, gaan jy hierdie beginsel baie duidelik agterkom, en jy gaan versigtig wees in jou soek na iemand met wie jy jou lewe saam wil spandeer. Ook is die Bybel baie duidelik, dat ons nie net gered moet wees nie, maar moet heilig lewe. U sien, wanneer ek na 'n huweliksmaat soek en ek kry iemand miskien in die kerk en ek sien hierdie vrou en ek begeer om dan ook met haar
te trou, moet ek kyk na hoe haar lewenswandel is. As sy hiemerig is, hoor het ek u sê, sy sal hiemerig wees as jy die dag met haar getroud is, en ook andersteom. Ag, ek dink aan die man wat op 'n stadium vir die Here gevra het, Here, ek soek 'n vrou en die eerste een wat uit die kerk uitkom, weet ek is die een vir my, en toe stap die 80-jarige orgelis daar uit, en onmiddellik het hy besef, maar miskien is dit nie die regte manier om dan te vra vir 'n lewensmaat nie. Ek dink die eerste gedagte is, sorg dat jy die Here ken, maak seker jy ken die Here, maak seker jy lewe heilig, sodat jy kan verstaan wat die wil van die Here ook in sake is, wat vir jou van belang is, en ook jou lewe vorentoe sal beïnvloed. Daarom sê die Bybel in Romeine 12 vers 1 en 2, ek vermaan julle dan broeders, by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dis julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. U sien, dit begin by 'n veranderingsproses waar God deur sy woord en deur sy gees my verstand vernuwe, verander en dit rig in die rigting van die woord, sodat ek kan beproef wat die volmaakte wil van God is. Daarom is dit belangrik dat u sal seker maak u is gered, en dat u ook seker sal maak u lewe heilig. En wanneer ons die praktiese voorbeeld dan gebruik van 'n huweliksmaat, maak seker jou huweliksmaat wat jy kies is gered en hulle lewe 'n heilige lewe. Die tweede aanbeveling wat ek wil maak wanneer dit kom by die wil van die Here is bid vir wysheid. Nou ons het al hier en daar daarna verwys, ons gaan nou so 'n bietjie meer breedvoerig daaroor praat. Jy sien Jakobus 1 vers 5 praat in besonder met die kind van die Here, en die Here sê as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Hierdie aan almal beteken nie die hele wêreld nie, maar in besonder die kind van die Here. Die hele wêreld stel nie belang aan God se wil vir hulle lewe nie. Die kind van God, almal wat aan die Here behoort, is hulle wat bid vir wysheid en sê, Here, gee asseblief vir my hierdie wysheid, sodat ek ook 'n besluit kan maak wat U welbehaaglik is. Iemand het eendag gesê, God gee die beste vir die wat hom vra om te kies wat hy wil doen in my lewe. U sien, dit is die belangrikheid dat ons raak sien, ook wanneer dit kom by ons wil en God se wil in ons besluitneming. Dis om my wil te onderwerp aan God se wil. Om vir die Here te vra, Here, doen slegs U wil, Heer, U wil met my. Here, wys vir my ook deur U woord en gee vir my ook rigting in hierdie besluit wat ek moet maak, sodat ek kan weet dat U wysheid my deel is, soos die woorde dan ook aan my openbaar. Ek gaan vir u 'n paar wenke gee wanneer u moet bid vir wysheid en wat u voor kan vra. In die eerste plek, sê vir die Here dat u sy wil in u lewe wil doen, meer as enige iets anders. Bid vir geloof om te doen soos God jou lei. Jy weet, baie keer lei die Here ons in 'n rigting en ons is onwillig, want dis nie wat in ons gedagte en in ons ek wil amper sê verstaan van die woord is nie. En ek onthou daardie stadium toe die Here ons geroep het vir voltydse diens, het die Here al hoe meer in my hart gewerk en deur sy woord oortuigingswerk gedoen en my vrou het in dieselfde rigting beweeg. En ek het so teen die prikkels geskop, want ek het gevoel in my lewe, maar ek sien nie kans om alles prys te gee om voltyds vir die Here te gaan werk nie. Ek sien nie kans om alles op te gee om in hierdie rigting te beweeg nie. En deur God se gees het hy al hoe sterker deur sy woord begin praat en al hoe meer my hart gerig in hierdie rigting. En ek dank God dat ek ook die geloof deur sy gees kan ontvang om die regte besluit te neem. 'n derde gedagte is bid dat God jou hart en motiewe sal reinig en heilig. Met ander woorde, Here, ek wil nie u voorskryf wat ek wil hê u moet doen in my lewe nie, maar ek wil vra dat u my hart en my motiewe sal reinig, sodat ek werklik sal verstaan wat u wil vir my lewe is. Bid vir God om jou wil ondergeskik te maak aan sy wil. Bid dat die Heilige Gees u hart sal onderrig deur die woord van God, en bid dat jy nie oorhaastig sal optree nie. Ag, kom ons gebruik die praktiese voorbeeld van ek wil 'n huis gaan koop. Nou vriende, ons weet vandag wat is die pryse van huise. Ons weet op die einde van die dag, as ek 'n verkeerde besluit maak, dan kan dit my lewenslang in 'n verknorsing sit. Daarom as 'n eiendomsagent na jou toe kom en vir jou sê, luister, daar's 6 mense wat na hierdie huis kyk en as jy nie vandag teken nie, gaan jy die huis verloor en jy weet op die einde van die dag, ek kan nie bekostig nie, maar jy teken maar gou omdat jy gedruk word in 'n rigting, dan wil ek vir jou sê, gaan jy redelike hartseer gevolge beleef. Daarom, hy wat glo gaan nie haastig wees nie, bid die Here vir wysheid. Ek sê nie jy moet 2 jaar vat voor jy besluit maak nie, maar ek wil vra as daar 'n bietjie onsekerheid in jou hart is, win meer inligting uit die woord, vra die Here vir wysheid en maak dan 'n besluit wat hom welbehaaglik sal wees.
So ons gaan 'n bietjie kyk môre na die ander paar gedagtes, maar die gebed van my hart is dat die Here werklik u sal wysheid gee om te sien daar is gewaagte metodes, maar daar's ook beproefde metodes om te verstaan wat die wil van die Here vir my lewe is, in my lewe en ook in my besluitneming. Mag die Here my en jou met wysheid bekragtig en mag ons beter besluite maak met groter wysheid, sodat ons minder gevolge sal hê wat ons hartseer in ons lewe sal berokken. Mag die Here u met wysheid bekragtig en vir my versterk, sodat ons hom in alles welbehaaglik kan wees. Groete vir u, mooi dag en baie seëninge. Tata.